Vriende, dit is 'n voorreg om vanmôre weer saam met u te kan wees rondom die woord van die Here. Ons is dankbaar teenoor die Here dat hy ons uitgespaar het, dat hy vir ons nog 'n nuwe dag gee en mag ons dag tegemoet gaan met blydskap en vrede ook in ons harte. As ons net dink aan al die dinge wat op sosiale media versprei word, as ons dink aan alles wat ons op die televisie sien, wanneer die nuus uitgesaai word, dit wat ons in die koerante lees, die anargie wat heers, die haatspraak, die vyandskap van mense teenoor mekaar, dan dank ons die Here dat ons nog as kinders van die Here by mekaar kan kom in 'n plek van aanbidding, dat ons die woord kan lees, saam kan sing, dat ons die voorreg het van die gemeenskap van die heiliges, die lekker saam kuier, die bemoediging, die opbou in die allerheiligste geloof. En ag, is die begeerte van my hart, vriende, dat ons nooit die onderlinge byeenkomste sal versaak nie, maar dat ons deur dit dan ook sal groei in die Here Jesus Christus, en so saam met mekaar die goeie stryd kan stry en die wedloop kan voleindig en die geloof kan behou. Nou, ons is tans besig met hierdie baie ingrypende en kosbare reeks wat handel oor kruisopname, die pad na ware vrede vir jou en my siel. Nou, u sal agterkom, ons het begin by die gedagte in Kolossense 3 vers 3 wat sê, julle het gesterwe en julle lewe is nou saam met Christus verborge in God. Ek het vir u gesê, dis een en dieselfde gedagte as wat Jesus in Matteus 16 vir ons sê, dat as iemand agter my wil aankom, moet hy homself verloon, sy kruis opneem en my volg. Kruisopname het altyd die gedagte van selfsterwe, en daarom moet 'n kind van die Here sterwe aan homself, sodat Christus gestalte in hom kan kry. Nou, ek gaan nie alles herhaal wat ek al reeds gesê het nie. Ons het al reeds gekyk na die eerste klompie verse van Kolossense 3, en die laaste waarna ons gekyk het is die gedagte dat ons moet doodmaak die lede wat op die aarde is, naamlik hoerery, onreinheid, hartstog, slegte begeertes en gierigheid wat afgodediens is. Ons gaan vanmôre begin stilstaan by die gedagte, maar ons moet ook dit alles aflê, naamlik toorn, woede, boosheid, laster, skandelike taal uit julle mond, lieg nie vir mekaar nie, omdat julle die ou mens met sy werke afgelê het en julle heel met die nuwe mens bekleed, wat vernuwe word tot kennis na die beeld van sy skepper. Die oomblik wanneer ons gered word, dan word ons vernuwe, die vernuwingsproses begin plaasvind. Die Here begin ons van binne na buite verander. En daarom wil ek miskien 'n subtema gee aan die reeks, en ek wil vanmôre vir u sê, dat onder hierdie reeks van kruisopname, wil ek praat oor 6 geestelike vernietigende sondes in die lewe van die kind van die Here wat afgelê moet word. Nou, wat beteken die woordjie aflê? Nou, baie interessant, die Griekse woordjie vir aflê is juist die gedagte om uit te trek. As jy vat as 'n man heeldag gewerk het, miskien in die tuin, of hy's 'n ambagsman, en hy kom by die huis en die klere is vuil, daar is grease en olie op hierdie klere, dis vuil, dan is die vrou baie gou om te sê, moenie by die bank sit nie, jy gaan die bank vuil maak, en die man is amper half geforseer om dadelik na die badkamer te gaan, om sy vuil klere uit te trek, 'n lekker stort te neem, en dan skoon klere aan te trek. En dis die gedagte wat die apostel Paulus prakties vir ons wil deurgee. Hy sê, nou moet julle ook alles aflê. Jy moet ook sekere dinge uittrek. Jy moet ontslaa raak van sekere vuil gebruike en gewoontes in jou lewe, en dan noem hy nou sekere dinge wat vir ons nogal baie bekend klink. Dinge soos toorn en woede, en ons gaan bietjie na die klompie gedagtes kyk. Nou, ag vriende, as ons dink aan die gedagte van lê af, dan is dit 'n gedagte wat reg deur die Bybel na vore kom. 1 Petrus 2 vers 1 sê, lê dan af alle boosheid en alle bedrog en geveinsdheid en afguns en alle kwaadpratery. So die aflê gedagte, die uittrek van sonde, die neerlê van die vuilheid in my lewe, is eie aan 'n kind van die Here. En kom ons val dadelik weg met die gedagte van lê af toorn. Nou, hierdie woordjie toorn in die Grieks is die woordjie orgai. En dit beteken eenvoudig, vriende, om dinge in die verstand en hart te koester en te bewaar met die doel om ook dan later wraak te neem. Die Engels sê dit so mooi, it's a continuous attitude of hatred that remains bottled up within. Jy weet mos hoe werk dit as jy 'n bottel Coca-Cola, iets wat ons almal van hou, ons praat van swart goud. As jy daardie bottel skud en jy maak daardie proppie oop, dan spuit daardie inhoud baie duidelik uit, en ons sien dit, en dit wat binnekant die bottel is, kom nou na buite. En dis presies wat die Here vir ons wil kom sê wat toorn is.
Toorn is iets wat ons in ons gedagtes koester. Iemand het my te nagekom en nou begin ek wraakgedagtes bedink. Ek dink by myself, ek wag net vir die regte oomblik, vir die regte tyd om in die regte geselskap iets van hierdie persoon te sê en hom terug te kry vir wat hy aan my gedoen het. Efesiërs 4 vers 31 en 32 sê alle bitterheid en woede en toorn en geskree en lastering moet van julle verwyder word saam met alle boosheid. Wat moet ons eerder doen? Wees vriendelik en vol ontferming teenoor mekaar, vergeef mekaar soos God ook in Christus julle vergeef het. Psalm 37 vers 8 laat staan die toorn en verlaat die grimmigheid. Wees nie toornig nie. Dit is net om kwaad te stig. Het jy al gedink as die Here teenoor ons toornig moet word vir elke ding wat ons verkeerd doen, wat sou met ons gebeur het? Het jy al gedink as die Here elke nou en dan die sonde van die verlede moet ophaal en my straf daarvoor en vir my sê, luister, onthou jy 6 maande terug het jy dit gedoen teenoor my en jy het gesondig teenoor my en nou gaan ek vir jou bykom. Wat sou van my en jou geword het? Daar sou niks van ons oorgebly het nie. Ek sou nie vanmôre die woord aan u kon bedien het nie en u sou nie die voorreg gehad het om te luister nie. U sien, toorn is juis om hier binnekant op te krop en weg te bære die verkeerde teenoor ander mense wat my te nagekom het. En baie keer, vriende, is hierdie toorn nie omdat daar werklik iets aan my gedoen is nie. Baie keer is dit misverstande. Baie keer is dit maar net miskommunikasie. Maar omdat ek so selfregverdigend is in my wese, so gebore word en die sondigheid so in my hart dan teenwoordig is, koester ek baie keer toorn wat later uitloop op gesprekke wat groter probleme veroorsaak en skade en skande bring aan die naam van die Here en ook sy koninkryk. Daarom sê Jakobus 1 vers 19 tot 22, so dan my geliefde broeders, pragtig die bewoording, my geliefde broeders, my geliefde susters, geliefde kinders van die Here, elke mens moet gou wees om te hoor, stadig om te praat, stadig om toornig te word. Want die toorn van 'n man bewerk nie die geregtigheid voor God nie. Wat probeer Jakobus vir ons sê? Die uitvloeisel van toorn bring mee dat ons dinge doen wat nie reg is in die oë van die Here nie. Ons praat, ons doen en tree op uit onsself, asof ons onder eie gesag opereer, in plaas van om gekruisigde lewens in die naam van die Here te lei. Onthou ons reeks, dit gaan oor dat ons ons kruis sal opneem, dat ons sal sterwe aan onsself, dat ons onsself nie heeltyd sal wil vergeld en ons sê wil sê en die laaste woord wil uiter nie. Die logiese uitvloeisel van toorn, ag vriende, is dat ons woede in ons lewe sal hê. Ons sal môre daarby stil staan. Wat ek net vir u wil sê is dat ons nodig het om te dink oor ons lewe. Dat ons bietjie sal gaan stil sit en besin oor, is ek nie dalk besig om in my hart haat te koester en wraakgedagtes te bedink en hierdie haat in my hart te laat opborrel en later gaan dit tot 'n uitbarsting lei wat baie meer skade in mense se lewens en ook in my eie lewe gaan teweegbring. Daarom is die gebed van my hart dat ons hierdie toorn sal laat staan. Toorn is om kwaad te stig en kwaad, vriende, vernietig mense se lewens. Die gebed van my hart is dat ons werklik sal sien wat die Here vir ons in sy woord sê. En dit, vriende, is lê die toorn af. Trek hierdie toorn uit. Soos 'n vuil kledingstuk raak ontslaa daarvan. En ek wil afsluit met hierdie Halleluja lied 173. Daar staan, ek het die stem gehoor wat roep, o kom tot my, sodat ek met my kosbare bloed van sonde jou bevry. Die koorgedeelte, sien my kom, o Heer, kom tot aan u sy. Was my in u dierbaar bloed, die bloed gestort vir my. Dis nie net 'n gebed wat 'n sondaar uiter nie, maar ook kinders van die Here. Want u sien, kinders van die Here verval ook somtyds in swakheid en in sonde. Vers 2 sê, kom in swakheid, Heer, u skenk my sterkte weer, u reinig my van alle smet en red my keer op keer.
Dis is 'n eienskap van 'n kind van die Here. By wedergeboorte word hy kind van God, maar die res van sy lewe is 'n lewe van kruisopname, selfsterwe en volg van Jesus. 'n Deurgaanse begeerte is, Here, reinig my van alle sonde. As ek in die lig wandel soos hy in die lig is, het ons gemeenskap met mekaar, sê die Bybel, en die bloed reinig my gedurig deur van alle sonde. So as jy vanmôre agterkom, daar is storing in jou lewe. Daar is hierdie opgekropte bitterheid en hierdie gesindheid van haat in jou hart teenoor mense. Ag, wil ek jou nooi, kom na die Here. Sê, Here, reinig my deur u kosbare bloed. Leer my om te vergewe soos u my vergewe het, sodat ek kan leer wat dit is om vrede in my siel te ervaar. Môre gaan ons bietjie uitkom by die gedagte, lê af woede, en ons gaan bietjie kyk na wat dit beteken en hoe kinders van die Here hierdie sondige gedagte en praktyk in hulle lewe ontslaaf van moet raak, deur dit uit te trek, ontslae te raak daarvan, deur die kragvolle werking van die Heilige Gees. Seën vir u, mooi dag verder. Tada.